Hallo Stefans, dit is heerlik om weer met jou te gesels. Welkom by Radio Oeverberg. Goeiemôre Annemarie, dankie vir die geleentheid om met julle weer te kan gesels. Jy weet, jy het al eintlik baie diep spore getrap. Karoo Spoor is jou 5de album. Ja, mens kan nie glo die tyd gaan so vinnig verby nie. Ek is dankbaar dat ek die geleentheid gehad het om 5 albums te maak. En nou Karoo Spoor is nou die laaste een. Ek hoop dis die heel laaste een nie. Ek glo daar's daarom nog wat vorentoe kan gebeur. Ja, as jy sê laaste, dan bedoel ons dis die laaste een wat gemaak is. Boonbehalwe dat jy sing, is jy nog 'n predikant by Woestervallei gemeente. Ja, dit is nog moeilik om alles in te pas. Jy weet, nou in die Grendeltyd het 'n ou nou so 'n bietjie meer tyd, maar ek wil die albums is gemaak nou tussen alles deur. So dit was nogal 'n uitdaging. Het maar tussen tuisnaweke en vakansietye en hier en daar verlof aangesit om 'n klompie goed te doen, want 'n mens het tyd nodig om te kan skryf. Dit is nie iets wat sommer net gebeur nie. Mens moet in 'n sekere dit moet iets met jou gebeur voordat jy skryf. Anderste kan dit maar net vinnig wees en dit is nou nie het nie diepte nie. So die idee was maar juis om lirieke te skryf wat daarom diepte het en wat iets sê, want ek dink dit is baie belangrik. Ek het al baie agtergekom mense weet hulle wil iets sê, maar hulle het nou nie altyd die woorde nie, en hopelik met die woorde wat 'n mens agter mekaar sit en dit wat jy skryf, help die mense om goed te verwoord wat hulle graag wou sê, en musiek het mos nou maar 'n manier om nog dieper in mense se lewens in te sny. So ek dink dit is 'n wonderlike kombinasie, goeie lirieke en mooi melodieë maak dat mense voel maar dit is presies wat ek eintlik wou sê. Dis geen wonder jy's nog 'n predikant ook nie. So jy skilder regtig met woorde. Party ouens wat sit te slaap en ek weet nie of hulle die slaap skilder nie, weet so by ons die gemeentelede, ek skilder daarom slaapstories ook dalk, weet so. Nou jy's 'n doodgewone kaalvoetkind, groot geword en vol moed daar in die Klein Karoo. Dit het uit die aard van die saak 'n groot rol gespeel met hierdie album in die naam van Karoo Spoor. Ja, ek dink om by 'n klein plekkie groot te raak, het sy voordele en sy nadele. Ek dink die nadele kan ek sê is die uitdagings dat jy het nie altyd die geleenthede wat kinders het wat dalk in 'n groter skool is nie, maar die ander kant van ek was nou in 'n plaaskool, 'n klein skooltjie, is dat jy leer jouself ken, en ek dink dit is wat wonderlik is van kleiner skole waar kinders eintlik nog leer om te speel en hulle het nie al die geleenthede nie, so hulle moet op ander maniere hulle self besig hou. So ek dink dit skep ook kreatiwiteit in terme van as jy in die veld is en jy gaan kaalvoet skool toe en is 'n soos 'n plaaskooltjie min kinders, so jy leer om met mekaar oor die weg ook te kom. So ek dink die klein plekkie het my gehelp diep in my eintlik om 'n klomp goeters te onthou. Dit het gemaak dat ek op die oomblik te besluit het om hierdie album te skryf, want ek dink iewers in die onderbewussyn was dit daar en het gemaak dat ek in 'n sekere sin die woorde gehad het om te kan neerpen met hierdie album. Weet, en dit is wat dit so wonderlik maak van die Karoo, is dat dit 'n plek is wat ongerep by baie plekke, weet, maar daar's iets moois. Jy kan dit amper nie beskryf. Dit is moeilik. Ek moet sê dit was ook 'n stuk moeilike oomblikke om regtig te probeer vasvat, want om oor die Karoo te skrywe is nie maklik nie, weet, maar ja, ek hopelik het ek geslaag daarin. Behalwe vir jou mooi musiek, het jy nog 3 voorlesings wat gedoen is deur Amanda Strydom. Dis baie interessant en dis anders. Hoekom het jy dit gedoen? Ja, ons het gedink ek het meer as ek het te veel liedere gehad. Dit is die eerste ding, en ons moes toe besluit watter van die liedere moet op die album kom. So dit was nog al 'n moeilike ding, want as jou kinders, weet, nou moet jy nou kies tussen hulle. So ons het toe besluit maar miskien moet ons iemand kry om 'n paar voorlesings te maak. So dis amper so 'n liturgie, weet, so 'n Karoo liturgie. En toe het ons gedink aan Amanda Strydom en ek wil dit was ook nou 'n groot waagstuk, want ons het nie geweet of sy ja gaan sê nie, en ja, die wonderlike is dat sy ja gesê het en dat sy toe bereid was om dit voor te lees. So sy lees 3 voorlesings, dis 3
van die liedere wat ek geskryf het, wat ons nou nie op die album wat gesing word nie, maar sy lees dit maar met 'n mooi stem, lees dit voor en ons is baie opgewonde daaroor want dit gee net weer 'n ander kleur aan die album. Stefans, op watter platform kry ons jou? Waar gaan soek ons vir Karoo Spoor? Dit is al op al die digitale platforms, so die mense kan dit daar gaan koop. As iemand dalk 'n CD wil koop, kan hulle direk van my koop. Daar's 'n aanlyn winkel ook op my webtuiste stefans.co.za. Of hulle kan maar direk met my skakel. Om op 'n manier, want dit is mense nou van Bredasdorp, dit is dan nie te ver van Woester af nie. So as mense, ek gaan baie mense see toe en kan gou daar 'n CD of 2 gaan aflaai. So hulle is welkom om my ook direk te kontak om seker te maak, hulle kry 'n CD in die hand, maar party mense wil graag dit op hulle selfone luister of op ander maniere, so dan kan hulle dit ook digitaal aankoop. Jy kan ook met my kontak maak as jy jou eie Karoo Spoor wil hê. So gaan kyk op Facebook by Overberg _, om die tafel, OMMIE. Stefans se kontakbesonderhede sal ook daar wees. Kom ons luister na die Karoo Donkiekar. In Rooistraat ry 'n donkiekar met blinkwieldoppe aan. Agter teen die houtbak is 'n nommer vasgeslaan. CG007 het 'n goeie plan om na die groot dorp met sy vriende te gaan. Wie ry saam op ons donkiekar? Wie ry saam as ons dorp toe gaan? Wie ry saam op ons donkiekar? Wie ry saam as ons dorp toe gaan? By Highgate Volksreisplaas maak hy 'n wye draai. Stop langs die pad om nog mense op te laai. Agter sit 'n lang Piet en maak 'n groot lawaai, terwyl hy spoggerig sy arms ewig swaai. Wie ry saam op ons donkiekar? Wie ry saam as ons dorp toe gaan? Wie ry saam op ons donkiekar? Wie ry saam as ons dorp toe gaan? Se voet het die donkie stil bly staan, geweier om nog 'n tree verder te gaan. Die vrag was net te swaar en die donkies was nou klaar. Tyd om uit te span en die lang ore te spaar. Onder die steile bult het ons die ding gewaar. 007 al uit sy kos, sy wyn en sy gitaar. Almal het afgeklim, het eet, gesing en dans. Ons sal nou later na die groot dorp toe gaan. Wie ry saam op ons donkiekar? Wie ry saam as ons dorp toe gaan? Wie ry saam op ons donkiekar? Wie ry saam as ons dorp toe gaan? Het soering die groot dorp wat op ons wacht. Spannen die donkies dat al gauw soontoe draag. Wie ry saam op ons donkiekar? Wie ry saam as ons dorp toe gaan? Wie ry saam op ons donkiekar? Wie ry saam